Goeiemôre. Gaan dit goed met u? Is u opgewonde om in die huis van die Here te wees vanmôre? Amen, prys die Here. Ek het vanmôre 'n verrassing gehad so met die weer saam. En ek het my baadjie by die huis gelos want ek het die son vir 'n oomblik gesien. Wat 'n groot voorreg om saam met u op hierdie dag die Here te kan eer, te kan dien. Is 'n week voor Paasnaweek. En wat ons vier dat ons verlosser vir ons gesterf het aan 'n kruis en opgestaan het. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons wil net vanmôre 'n paar sake gou vinnig onder die aandag bring en dan gaan ons die Here saam dien. So kom, ek wil net vanmôre vir u deurgee dat u asseblief sal onthou Dinsdag ons silwerstrome ete. Ons glo dat u al die inligting het. My vrou laat is ons hier by mekaar. Hier agter my. Ons vertrek 9:30 vanaf die kerk, so probeer asseblief so by voor 9:30 jy weet dat ons alle reëlings kan doen, almal plekkie kan kry om saam te ry en dan gaan ons 'n wonderlike oggend saam geniet. Ons wil ook dan vir u net deurgee Dinsdag aand geen woordskool nie, dat u asseblief kennis neem. Woensdagoggend 10:00 geen vroue biduur nie. Ons bid 7:00 die aand, so al die tannies wat nie by die biduur kan wees Woensdagoggend nie. Woensdag aand. Maar kom bid saam met ons, 'n wonderlike belewenis. Ons het Woensdag aand so 'n bietjie die woord uit net versterking gehad. Ons het saam gebid en ons het 'n paar getuienisse gehad van dit wat die Here nou al reeds gedoen het. En ek moet vir u sê, dis wonderlik om te sien hoe die Here antwoord. Dan Donderdag aand geen selgroepe, weens die feit dat ons dan Vrydagoggend ons goeie Vrydagdiens het en ons gaan dan ook daar dan nagmaal hê. So neem asseblief kennis en Sondagoggend ons opstandingsdiens. Neem net kennis daarvan. Nou, ons wil dan ook net vir u sê dat jy asseblief kom en ondersteun. Vrydagoggend, baie besonderse oggend, kom 'n bietjie vroeër, kom gesels 'n bietjie lekker saam, kuier saam met mekaar en geniet ook net die tyd op daardie spesiale dag saam met die gelowiges. Dan wil ons vanmôre baie geluk sê, ons verjaarsdag. Nou vanmôre verjaar Duan Forsie. Duan, waar is jy my ou boeta? Waar is hy? Daar is hy. Duan verjaar vandag, kom staan so mee by my. En dan ook Nicolette. Nicolette, waar is Nicolette? Hier sit sy voor. Nicolette, staan ook gou op, man. Daar is hy. Hier is Duan. Duan, hy kom op verhoog toe, want hy gaan nou verder dromme toe. Maar ons wil vir julle albei sê baie geluk en mag dit vir julle 'n spesiale dag wees en laat hulle sukkel om by die kerk uit te kom, hoor. OK. Baie dankie, die Here seën. Goed, dan ook wil ons sê Dinsdag die 15de Roan Geldenhuis, Woensdag die 16de Menay Forsie in Menantel. So neem asseblief kennis, gee hulle lykie, die nommers is daarop. En dan Vrydag die 18de Thelma. So kom ons Thelma, jy kan nie agter sien Pombo. So baie geluk julle en mag die Here julle ryklik seën. En ons wil die gemeente motiveer, gee hulle 'n lykie. As die foon dan nou nie geantwoord word nie, stuur vir hulle 'n boodskapie. Dit is maar die maklikste, stuur 'n boodskapie en wens hulle net baie geluk. So ons gaan 'n wonderlike diens hê vanmôre. Kom ons staan op en net vir 'n oomblik groet gou iemand naby jou, sê weer eens langs jou, voor jou, agter jou, baie welkom, mag die Here u seën.
Prys die Here. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam vanmôre. Ons verheerlik net die Here. Vader van ons Here Jesus, ons dankie dat ons deur Jesus vanmôre na U toe kan kom. Dat ons vrylik toegang het tot die heiligdom. En Here, vanmôre ervaar ons reeds U teenwoordigheid. Heilige Gees, U is hier. En U het met elkeen van ons 'n afspraak, want U woord beloof, U woon onder die lofsange van die volk. En terwyl ons U aanbid, kom maak U woonplek hier. Kom en raak U kinders aan, kom versterk ons, kom bemoedig ons. Tel ons vanmôre op. En Here, terwyl ons so by mekaar is om U naam te eer, dek ons onder U kosbare bloed. Beskerm en bewaar ons van aanvalle. Miskien, Here, waar ons gedagtes dalk afgetrek wil word, Vader, ons fokus op U vanmôre. En ons dank U, Here Jesus, dat U ons die lewe kom gee, sodat ons vanmôre U kan dien, dat ons U aangesig kan soek. En Heilige Gees, waar U is daar vryheid. Waar U is daar lewe. Waar U is daar vrede. En vanmôre dank ek U dat ons dit kan ervaar in Jesus naam. Ek dank U vanmôre, Here, vir elke deurbraak. Ek dank U vanmôre, Here, dat U ons versterk en uitlig en oplig. Dat ons vanmôre saam met die engele U kan aanbid. Dankie, Here. Ons rig ons harte, ons rig ons gedagtes op U. We glorify your name. We worship you in this morning. For you are holy. You are wondrous. You are God Almighty. Nou waar jy staan net vir 'n oomblik, sê Here, U is hoog en verhewe. Ek bely U is die Here my God. Ek lig U op, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Ons verheerlik U. Amen. The days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteously restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sorrow, and still will the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, to hear of Jubilee. And out of Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as wide in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, to hear of Jubilee. And out of Zion's hill, salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, to
Zion's hill salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun at the trumpet call. So lift your voice to hero jubilee. And out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun at the trumpet call. So lift your voice to hero jubilee. And out of Zion's hill salvation comes. For this day, we gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, burn our hearts with truth. 'Cause you're the reason we're here. 'Cause you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Your presence in this place, your glory on our face. We're looking to the skies, ascending like a cloud. You're standing with us now. Lord, unveil our eyes. 'Cause you're the reason we're here. 'Cause you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens,
We want to see you open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Hallelujah. Look at the flowers and all of the beauty. I don't have to wonder, you know what you're doing. So why would I worry at all? 'Cause you're faithful to supply everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. The sparrows lacking for nothing, no fear of tomorrow and what it will bring. If I have you, I have enough, 'cause your love will satisfy everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Seek first the kingdom and its treasures. Anything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. Come on, believe it. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. I know, 'cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still
single time. The Lord will provide. My Father has it. My Father has it. Everything I need. Everything I need. My Father has it. My Father has it. Every single time. The Lord will provide. My Father has it. My Father has it. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I'm needing, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. 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 Thank you, Lord Jesus, that you will always provide, Lord. For you are my Father, Lord. And I know you will provide for your children, Lord. Because you are worthy, Lord. You are almighty, Lord. You are the healer and the provider, Lord. And we worship you and we declare you on top of your throne, Lord, that you are the Most High. And we love you with our whole hearts, Lord. And then, Lord, I want to command my soul as David commanded his soul. And he said, bless the Lord, O my soul. Vir my gees sal U dien, Here. My siel sal U dien, Here. En sal U praise and worship, Here. En my vlees sal volg, Here. Thank you, Lord. Broken, we do. Do you feel the shadows deeper? We do. But you know that all the dark will stop the light from getting through. We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. 'Cause all creation groaning, it is. It's a new creation coming, it is. It's the glory of the Lord to be light within our midst. It is. Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone
Is anyone able to break the seal and open the scroll? Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is. Is he worthy? Is he worthy? He is. He is. He is worthy. He is worthy. He is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this?
Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain how we need your touch God that He
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I'm the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I'm the God. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my Glo u wat u sing vanmôre? As u dit glo, staan vir 'n oomblik daar en sê, Here, ek dank u dat u my aanraak. Ek dank u dat u my genees. Ek eer u vanmôre, Here, dat u 'n wonderwerk in my lewe doen. Op watter gebied ook al, waar ek dit ook al nodig het, u is die een wat intree. En wat 'n wonderwerk kom doen in my lewe. Dankie Here vir die getrouheid. Dankie dat U ons versterk. Dankie dat U ons genees gees, siel en liggaam. Dankie vir die teenwoordigheid net vanmôre. Word verheerlik in ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam. Dankie Here. Prys sy naam. Ek kan nie sit lekker neem, baie dankie. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Prys die naam van die Here. Wat 'n voorreg om vanmôre net saam met U te kan wees.
Ons gaan 'n klein ding aan die Here toewy en inseën. En ek vra dat Pieter en Claudia Maree asseblief na vorentoe kom met klein Luke Maree. Ons gee hulle net 'n oomblik om daar van agteraf te beweeg. Nou wat 'n groot voorreg om net na die Here toe te kan kom vanmôre, ook die kinders te kan inseën. Amen. Hulle is deel van die liggaam. Hulle behoort aan die koning van die konings. Ek gaan vra dat hulle hier voor kom staan. Oh. Terwyl ons so by mekaar is, ek gaan nie baie lank wees nie. Terwyl ek gesit het en gesê het, Here, wat is die boodskap? Ons seën die kinders, die woord sê hulle die kindertjies na die Here toe gebring, dat hy hulle kon seën. En hy het sy hande op hulle gelê en hy het hulle geseën. En ek sê, Here, wat wil u graag vir hierdie ouers sê? Wat wil u graag in sy lewe doen? En interessant, lei die Here my 'n bietjie anders as gewoonlik. En ek gaan kyk na die naam Luke. Dis hulle sê, dis 'n Latynse naam en hy's afgelei van Grieks. Dis sy its origin, Greek. En hulle het dit in daai tyd het hulle nie gesê Luke nie, hulle het gepraat van Lukas. Hy was heeltemal anders te gesê. En weet jy wat so interessant, terwyl ek begin lees, wys die Here vir my so 2, 3 goed uit, en hy vat my na 'n skrifgedeelte toe. Die Here sê, deel dit net met hulle. Dit gaan in hulle gees groei, dit gaan in sy gees groei. En hy gaan 'n spesifieke pad vir my stap. Luke of Lukas of Lukas beteken light giving. Dit beteken bringer of light. Bringer of light or light giving. En ek sê, Here, maar hierdie seun, Luke, en die Here sê vir my, gaan na Luke 24 vers 50. En ek stap soontoe en ek blaai soontoe en ek maak oop en hoor wat sê die woord. Wat het die Here vir my oopgemaak? En hier sê hy, luister mooi, vers 50, when he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. En het die Here dit nie met die kinders gedoen nie. Hy het sy hande op die kinders gelê en hulle geseën. Nou luister wat sê die woord verder. Then they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple praising God. En terwyl ek dit lees, raak ek so opgewonde met dit wat besig is om in my gees te gebeur, en mag ek vandag profeties net iets in sy lewe losmaak. May this be a prophetic message over Luke's life today. En ek wil dit sê, that he will meet with Jesus at a young age. Dat hy met Jesus sal ontmoet op 'n jong ouderdom.
Wat die Gees in my lewe, wat die Gees in my hart kom wakker maak het is, may his life be a great blessing to God. Groot seën. En ek wil hê julle ouers moet dit hoor vandag. May his service for the Lord be in the church because they continually went and stayed at the temple. And I don't know why, but may he live a life of praise and service for our Lord and Savior Jesus Christ. And as the Lord blesses him today to be a disciple, listen to the word. May he have great joy and praise God, a life of praise and worship his whole life long. Ek profeteer dit vanmôre oor hierdie seentjie se lewe. I prophesied over your life. Ja, kry maar Pieter, moenie worry nie. Sê pa, dis lekker in die kerk. En as jy wonder, pa, oom pastoor het dit ook gedoen en ander oom pastoor ook. Dit was die plek waar ons was. Daai tannie het veel boek skryf vir ons. Maar ek wil dit vandag profeteer oor sy lewe. En ek wil hê julle as ouers moet weet, dat wat in my gees gebeur het, was 'n opgewondenheid oor Luke se lewe. Ek kan nie vir julle 'n presiese beeld uitlê nie, maar ek weet net dat die Here het hierdie in my gees wakker gemaak. En net soos wat toe Maria by, wat was, Elisabeth, dankie pastoor Alwyn, dan vergeet ek vir 'n oomblik. By Elisabeth kom, en sy vir haar sê, maar ek is swanger, en wat het in Elisabeth se maag gebeur? Daar was 'n opgewondenheid, en toe ek dit lees, toe besef ek, maar hier is 'n opgewondenheid van die Gees oor Luke se lewe. En ek kon nie anders as om te besef, maybe the Lord says, I want you to know today, he's going to give light, and he's going to bring light into people's lives as he is serving me. En vir 'n oomblik, kerk, staan gou saam met my, pastoor Alwyn, sê jy saam met my kom. Sal hy na my toe kom? Nee, toe maar, hy's besig met ma se oorbel. Kom ons staan so. Here, en terwyl ek nou my hande op hom lê, laat hierdie woord waar word in sy lewe. May he bring light into people's lives. And you are the light, Lord Jesus. Here, dat hier 'n profetiese gebeurtenis vandag, terwyl ek my hande oor hom uitsteek, want Here, toe jy dit oor die disippels uitgesteek het, het jy hulle geseën, en hulle het gegaan en die evangelie gaan verkondig. Here, ek bid dat hy in sy lewe, vroeg in sy lewe met u sal ontmoete. Here, en geseënd is hy om uit te gaan, ek wil dit vandag sê in die naam van Jesus, om die evangelie uit te dra, dat u Gees vaardig in sy lewe, en in sy ouers se lewe sal wees, en Here, dat hulle u sal dien in gees, en in waarheid, en dat hulle u sal soek, en Here, geseënd is hy in Jesus naam vandag. Ons prys U daarvoor. Dankie, Here. Ek vra pastoor Alwyn om vir hierdie ouers te bid. Dankie, Here. Here, ons kom na U toe in afhanklikheid van U. Want om 'n kind groot te maak, is sekerlik die grootste opdrag wat 'n ouerpaar kan hê. En daarom bid ek in hierdie oggend, Here, ek bid vir hierdie ouers. U is so ernstig in u woord, hoe ons hierdie kind ontvang. U sê, wanneer ons hierdie kind ontvang, ontvang ons u in ons huis, omdat hy is koninkryk van die hemele. En daarom bid ek dat hierdie ouers die belangrikheid sal besef, van om hierdie kind by Jesus uit te bring.
Hy gaan kyk na hulle, hy gaan kyk na hulle lewe en wanneer hulle hom na u gemeente toe bring, gaan hy sien hoe hulle God aanbid en dan gaan hy God wil aanbid. En daarom bid ek Here dat hulle hierdie verantwoordelikheid sal vat vandag en sal weet ons kan nie vir hierdie twee kinders 'n struikelblok wees nie. In Jesus se naam bid ek dit. Gee hulle die krag, gee hulle die autoriteit en gee hulle die lewe wat Christus gee. In Jesus se naam. Seën hierdie ouers. Amen. Amen. Prys die Here. U kan die sitplekke neem en terwyl ons hulle geluk wens, daar's vir hom 'n pragtige ou boekie en 'n sertifikaat. Geseënd is julle en geseënd is hy in Jesus naam. Amen. Prys die Here. So dis die beste plek om te wees. Amen. Wat 'n voorreg om net vanoggend saam te kan wees en rondom die woordtyd te kan spandeer. Ek het laas week begin praat oor vertroue. En ek wil hierdie week net so 'n bietjie uitbrei oor dit. Ek wil vandag praat rondom leer om my onvoorwaardelik te vertrou. Ek wil vandag vir u sê, ons het laasweek begin en toe het ons gekyk na wat Stephen Covey en wat die wêreld sê en wat Stephen Covey gesê het. Hy het nogal baie indrukwekkende woorde gesê rondom wat vertroue is. En hoor, vanmôre ek gaan dit net weer vir u lees. Stephen Covey sê, trust is the glue of life. Trust is the most essential ingredient of effective communication. Trust is the foundational principle that holds all relationships. Verhouding. Nou weet jy wat, dis nie net verhouding met mekaar nie, is verhouding met God ook. Ons harte moet reg wees. En toe het ek vir 'n aanhaling van Calvar gesê, en hulle is gerig na die wêreld toe, en Calvar het gesê, trust starts with truth and ends with truth. Weet jy wat is so belangrik, is dat ons, en ek het gesê, waar ons eintlik moet begin. Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Who is the way, the truth and the life? U kan dit in die hart uitwerk. Kom ons lees Psalm 22 vers 4 en vers 6, hy is hier agter op die bord. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Ons moet besef dat as ons op God vertrou, ons sal weet dat redding sal wees en ons moet weet God sal ons uithelp en ons moet weet ons sal nie beskaamd staan nie. Het jy al agtergekom hoe baie keer in jou lewe dan voel jy, Here, maar wat moet die wêreld van my dink? Wat moet mense rondom my sê? En dan kom God deur en hy doen iets op 'n totale ander manier en hy alleen ontvang die eer daarvoor. 'n Mens kan dit net nie ontvang nie. Dis waaroor dit gaan. Wat kan vanoggend maak dat ek wankel in my vertroue? Wat kan maak dat ek wankel in my vertroue? As ek volgens wêrelde se standaarde leef, hulle voorskrywings en 'n ding nie uitwerk nie. Jy het dit al ervaar.
Saak werk nie uit nie. En dan word daar soms vir jou gesê, jy is op my eie, my ou. En dan kom jy agter, is net jy wat daar staan. Volgens wêreld. Sonde en 'n gebrekkige verhouding met God kan maak dat ons vertroue wankel. Hoor wat sê Petrus in 2 Petrus 1 vers 4. En ek lees dit vir u in die boodskap Bybel. Hy sê, sy doel met hierdie hemelse geskenke wat hy ons gee, is om julle in staat te stel om nee te kan sê vir elke versoeking. Nee te sê, maar dan moet jy in God wees. Gee dadelik pad wanneer julle eie begeertes julle op sleeptou wil neem agter verkeerde dinge aan. Sleeptou. As jy jouself kry, is jy daar. So sonde en 'n gebrekkige verhouding. Wanneer ons oorweldig word deur omstandighede van die lewe. Wie was al oorweldig? Jou vertroue kom weer terug. Dit voel asof jy net so 'n knak kry, nê? Jy weet nie wat om te sê daarvan. Wanneer ek en u die onbekende in die gesig staar. Is ek reg? En dan laastens wil ek net sê, wanneer ek onseker is oor myself. Laasweek het ek die stelling gemaak, jy kan God vertrou, maar kan God jou vertrou? Weet julle wat sê iemand interessant vir my in die week? Hulle sê, pastoor, hierdie boodskap het my van laasweek so laat dink. Ek sê, prys die Here. Hy sê, daai ding wat jy gesê het, kan God my vertrou, want ek weet God kan my vertrou. Hy sê, maar wat maak 'n ou as niemand sien nie? Jo. Ek sê, nee, maar daar is nie niemand wat sien nie, God sien. God weet alles. Ons moet dit vir onsself sê. Psalm 31, vers 15 en 16, kom ons lees dit gou. Maar ek vertrou op U, o Here, ek sê, U is my God. Ek bely, U is my God. Ek verklaar, U is my God. Ek is gered. Waar kom Satan mee? Hy kom by die Here Jesus. Is U die seun van God? Waar kom hy met wat kom hy by ons? Hy sê, is jy dalk 'n kind van God? Kyk hoe jy gefaal. Kyk hoe jy verkeerd gedoen. Ja, jou geloof was nie groot genoeg nie. Kyk net hierna. Weet wat? Hier sê die psalmskrywer, ek is God se eiendom. Ek is 'n kind van God. I am a child of God. No matter who says what, I'm a child of God. I'm a child of the living God. I've been saved. I've been bought by the blood of Jesus Christ. Ek is gered. I say, so wat moet gebeur? Ons moet begin meer praat en verklaar. Waar lê ons probleem? Pastoor, ek het dit in my kop gesê. Ek sien net 'n bedrukte uitdrukking. Ek weet nie of dit vir cricket of rugby was nie, of vir die Here nie, maar. Wat sê die Here? Wat het God gedoen toe hy geskaap het? En God het gesê. Wat sê die woord? Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Ons moet dit begin praat. En ek sê, U is my God.
Hoor wat sê vers 16. My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Hoor wat sê die Engels. Hy sê, I trust in the Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Satan, ek hoop jy hoor dit vanmôre. My times is in his hands. He is my God. He saved me. I've been bought with a price. En ek kan op die Here vertrou. Ek kan. Hoekom? Laasweek het ek gesê, want God is getrou. Hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy's nie 'n mens se kind dat hy sou teruggaan op sy beloftes nie. Hy sal nie. Hy's God. Dit was ons eerste stelling laasweek. Ek wil vandag nog eene maak. Kan ons op hom vertrou? Ja, ons kan, want hy is goed. Dis sy wese, dis wie hy is, dis sy goddelikheid, dis sy almag, net soos wat sy getrouheid dit is. Psalm 73 vers 1. Jy hom nie skets. Kry hom gou vir ons. Ek wil dit vir u lees. 73 vers 1, hulle gaan hom. Kom ons, ekskuus, het ek gegly op daai een. Jy sien die pastoor is ook net 'n mens. Ons kan hom vertrou want hy is goed. O, hier is hy. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hier word dit geskryf vir Israel, maar dit is van toepassing op die kerk. Ook. God is goed. Maar luister wat sê hy, vir die wat se hart rein is. As ons harte nie rein is nie, het ons moeilikheid. Want uit 'n hart wat nie reg is nie, gaan ons ongeregtigheid bedryf. Wat het die Here gesê? Toe hulle sê, Here, Here, ons het in die naam duiwels uitgedryf. Ons het al hierdie goed gedoen. Toe sê hy, gaan van my af weg, julle wat ongeregtigheid bedryf. Werk. Jou hart moet reg wees. Ek en pastoor Alwyn en al die ander pastore wat vandag hier sit, kan nie jou forceer dat jy jou hart reg maak nie. Jy alleen kan jou hart voor God reg maak. As jy nie die pad weet nie, praat met ons help jou. Want derdens, as ons harte reg is sy woord, sy beloftes, alles in plek vir my en vir u. Hy sal ons nie faal nie, hy sal ons nie los nie. Ons moet weet, hy is God, u is my God. Soos die psalmis gesê het, Jesaja 55, vers 8. Kom ons lees dit gou. U ken dit. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Sjoe. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Wat het die Here Jesus vir Satan gesê? In die woestyn. Daar staan geskryf, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Dit sal nie leeg terugkeer nie. Maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Wie van u gaan op God vertrou en sal op God vertrou? As God so 'n verklaring maak.
Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ongeag van wat in ons lewens gebeur en wat daar ook al mag kom, wil ek vir jou sê, vertrou op die Here, al bring hy dinge en mense in jou lewe in, wat jy sal sê, ag Here Jesus, wat het hier gebeur? Hoekom die ene en hoekom daai ene? Wil ek vir jou sê, God weet wat hy doen, hy bring dinge in, hy bring mense in, ek wil vir jou sê, sodat jy kan groei, en dat jy kan ontdek, in hierdie gebrekkige lewe, hierdie hulpbehoevende wêreld, dat ons is afhanklik van God, maar ons kan op hom vertrou onvoorwaardelik. Hy sal ons nie los nie. Daar's 'n gedeelte wat ek nou van die preek gaan los. Ek voel ek wil oorgaan na hierdie gedeelte toe. Ek wil net vir die vinnig sê, 1 jaar ry ek in Lenoeske, ons breek 'n bietjie weg, daar's nie baie finansies nie, maar ons vra die Here en die Here voorsien, ry ons met ons karavaan Natal toe, ons gaan 'n bietjie net vakansie hou. Maar daar's net genoeg, het hier agtergekom as daar net genoeg is. Is net genoeg. En ons kom oor die pas by die Drakensberge, ons slaap hier aan daaroor. En ek kom so af teen die pas met die karavaan, ry stadig en ek draai af na Drakenswil toe, waar ons oorslaap. En 100 meter af van die pad val my karavaan se wiel uit. Hy bars soos die karavaan omslat, hy slaan 'n winkelhak binne in die rim in. Hy hardloop onder deur die karavaan val aan die een kant op die pad. En hy knak die hele raamwerk. Hier staan ek langs die pad, dis verskriklik warm, die wiele is weg, die boude is weg. En ek staan so in Lenoeske in trane en ek sê, Here, ek sê, waar is U? U weet, ons kan nie ander goed bekostig. En hier staan ons. Die lewe maak nie sin baie keer. Maar ek staan en ek sê, Here, U is my God, ek vertrou op U. En Lenoeske huil, sy sê, wat nou, my man gaan ons huis toe. Ek sê, nee, ons gaan Natal toe. Of hierdie karavaan nou lek op 40 plekke, ons gaan by die see vakansie hou. Sy sê, hoe so? Ek sê, ek vertrou die Here, en hier kom 'n bakkie aangery. Hulle sê, meneer, wat gebeur? Ek sê, julle kan sien wat dit gebeur, maar ons haal die spaarwiel af. Weet jy wat gebeur? Iemand in die kamp haal van sy karavaan af 'n paar boude, en hulle bring dit, en die mense kom help ons, sit die wiel in, sit die boude op, sleep die karavaan tot in die oord. Maar my en haar hart is stikkend. Ons gaan slaap daai aand, die volgende môre ry ons na 'n naby dorpie toe, ons kry nog boude, gee daai ander terug, sit nuus op en ons ry Natal toe. Ons kom in Natal, ons bel die versekering, hulle sê, meneer, is die karavaan geval. Ek sê, hy was eers op die wiel en toe het hy grond toe gegaan. So hy het nou nog 'n bietjie hoër geval as wat normaalweg daar is. Die vrou sê, maak julle reg om die karavaan af te skryf as 'n ou karavaan. Ons hou vakansie, prys die Here. Maar ja, wat 'n vakansie. En om dit kort te maak, weet jy wat gebeur? Ons sleep terug, ek verloor nog 'n band. Weet jy wat is die doel van die duiwel nie, maar jy weet, I'm speechless. Jy staan en jy het regtig waar nie, jy weet nie of jy moet bid of moet huil of moet skree of moet. Iemand stuur vir ons 'n wiel, hulle sit weer die wiel op 'n ander wiel, ons ry huis toe. Kom by die huis, pak alles uit, ek sê vaarwel, ons pak al die tente en die goed in die karavaan, en ons stuur hom in, en as hulle hom afskryf, dan skryf hulle hom af. Dan kyk ons hoe gaan die lewe vorentoe lyk. En ons bid, en een hand huil sy sê, Here, sy sê, U ken ons harte, U weet wat in ons harte is. Ons vat die karavaan in, hulle gee die kwotasie, hulle stuur dit vir die versekering.
Die versekering kom en hulle sê, goed, dis julle bybetaling. Ek sê vir hulle, Noeska, ons het nie eens die bybetaling nie, maar okay. Dis okay. Nou stuur dit in, en hulle, al die goedjies daar. En een oggend sit ek in die kantoor, ek is besig net om met die Here 'n bietjie te praat, en ja, ou gaan maar deur die emosies. En hier lê die foon, en dis die versekering. Hulle sê vir hulle, Noeska, mevrou Haggett, dis die versekering. Ons het nou vergadering gehad oor julle wa. Ons het die foto's bekyk wat julle geneem het toe julle die wa by ons verseker het. En ons wil vandag vir julle sê, ons maak die hele karavaan reg. Nou, sê my vrou, reg. Het ek reg gehoor. Hulle sê, ons maak die karavaan reg. Sy sê, hoeveel gaan dit kos? Nou, ek gaan nie vir die bedrag gee nie. Maar die versekering sê, hier is die bedrag, en weet jy wat, ons het sommer die bybetaling vir julle ingewerk. Dis dieselfde wa wat ons vandag nog het. Weet jy hoe goed is die Here vir ons? Ons kan op God vertrou. Toe hy by die herstellers is, bel hulle my, hulle sê, pastoor, jy kan kom kyk na jou karavaan, ek kom by die karavaan, dis net blaaie en plankies. Ek sê, o Here Jesus, hierdie wa gaan nooit weer op 'n pad hardloop nie, as ek hom so kyk. Maar weet jy wat gebeur? Die hersteller sê vir my, pastoor, hy sê, ek het nou 'n ander ding wat ek met jou wil deel. Ek sê, wat is dit? Hy sê, ons is besig om hierdie wa oor te bou, soos die versekering gesê het, hulle het ons klaar betaal. Hoe wil jy jou vrou en jou vrou julle karavaan binne hê? Ons bou hom soos julle hom wil hê. Not just regmaak, hy sê, soos jy hom wil hê. Die Here gaan altyd vir jou beter gee. God is in control. En nou sluit ek af met hierdie woorde van mense wat deur moeilike tye gegaan het, hulle vertroue in God gestel het, en hierdie is hulle getuienisse. Ek gaan lees dit toe op. Een persoon sê, God has perfect timing, trust him. 'n tweede ene sê, no matter how tough the situation may be, trust God. He is trustworthy. He can still turn your life around. He can do all things. 'n derde ene sê, pray and let it go. Don't try and manipulate or force the outcome. Just trust God to open the right door at the right time for you. Nog een sê, there is never a moment when God is not in control. Relax, He's got you covered. He's got you covered. There's never a moment, toe ek het lees, toe sê ek, Here, vergewe hierdie ou pastoortjie, wat soveel keer hardloop en sê, wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons nou maak? There's never a moment when God is not in control. Do you trust Him? And can He trust you? My Tannie? Ja, is 'n waar een. Die laaste een sê, God may be mighty slow, but He's never late. Trust Him. He may be mighty slow, but He's never late. Sê vir jouself, He may be mighty slow, but He's never late. I can trust Him. Hoekom? Why can we trust Him? Because He's faithful. He's getrou. Hoekom kan ons hom vertrou? Want hy is goed. Hy's 'n waarmaker van sy woord.
Jy sit vanmôre dalk daar en jy sê, pastoor, maar jy's nie in my skoene nie. Ek sluit af. Ek sê vanmôre vir u was nie in Job se skoene nie. Job het alles verloor, sy kinders, sy huis, sy alles. Ten minste het hy 2 vriende gehad, of 'n paar vriende, en hulle het ook nie goed gedoen nie, want hulle het gesê, Job, wat het jy verkeerd gedoen? Sy vrou kom by hom, sy vrou, love, ek is lief vir jou, hoor. Sy vrou kom by hom en sy sê, kyk wat gaan in jou lewe aan, vloek God en sterf, man, is dalk beter. Gaan lees 'n bietjie wat Job geskryf het. Gaan doen jouself 'n guns en gaan lees daai boek. Job. Job kom heel op die einde, hy sê, ek het altyd gehoor wat mense van u sê. Wie van u hoor altyd wat mense sê? Who of you hear what people are saying about God? Maar hy sê, ek het hier nou van aangesig tot aangesig gesien. Wat sê Job eintlik? Hy sê, nou het ek jy ontmoet. Hy sê, ek weet ek kan nie vertrou. Ek weet ek kan op die staat maak. Ek self moes sien wat met myself gaan gebeur. Gaan ek vertrou of gaan ek faal? Gaan ek staan of gaan ek lê? Ek self moes uitvind. En wat sê Job? Hy sê, nou weet ek dat u God is eintlik. Ek weet dat ek u kan vertrou. Ek weet dat u my nie sal val nie. En Job het geleer om God te vertrou, onvoorwaardelik. Die boodskap van vandag. Leer God vertrou, onvoorwaardelik. Punt nommer 1, jou hart moet reg wees. Gemaak jou hart reg. Kry al die ander goed wat oor jou hart heers uit. As daar dan situasies of moeilike omstandighede is, gee dit vir die Here en los. Los dit. Sê Here, dis by u. Kom in die woord, want in die woord gaan jy groei. In die woord gaan jy op 'n plek kom wat jou gees gebou en gestig word, dat jy nie anders kan as om die Here te vertrou nie. Hierdie week terwyl ek sit, en ja, ons het ook omstandighede, dan kom daar dinge op en dan dink ek, o Here, jy het mos al mense gehoor, o Here. Dan gaan sit ek om my woord verder te doen, pastoor Alwyn, en dan kom ek en sê ek, maar Here, U is goed, U is getrou, U sê U sal deurkom vir my. Satan, weet jy, vat jou goed en loop. Sokkerbol, loop. Hier is die woord, hier staan geskrywe. God is goed, sy woord is waar, sy woord is ewig, is ja en amen. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Nie 'n mens se kind nie. Jy is die vader van die leuns, al wat jy doen is lieg. Al wat jy doen is verwoes. Al wat jy doen is steel. Al wat jy wil doen, is om ons verhouding met God verwoes te kry. Staan saam met my. Ek gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Toe ek sê Here Jesus hierdie kwartaal, toe sê die Here het nie vir my verduidelikings gegee nie, die Here het net gesê, sê vir my kinders om my meer te vertrou. Trust me. Trust me. Trust me because I am good. I am faithful. Trust me. Ek kan dit nie namens U doen nie. U self moet daai ontdekkingsreis met God maak. Maar ek wil vandag vir jou sê, he's sometimes mighty slow, but he's never late. He's trustworthy.
Daar waar jy staan, maak net jou oë toe. En ek wil hê, soos ek gesê het, ons moet dit bely, soos die psalme sê, ek sê, U is my God. En ek wil hê, daar waar jy staan vanmôre, bely dit met jou mond, sê, Here, U is my God. Ag nee, kerk, ons geheime agente, begin dit bely, sê, Here, U is my God. Daar is hy. Ek is lief vir U. U red my uit. U hou my vas. Ek is U kind. Ek is gewas in U bloed. Ek is 'n koningskind. U salwing rus op my. Want Heilige Gees, U het my toegerus om te kan lewe en die Vader te kan dien deur Jesus Christus. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Dankie, Here Jesus. Amen. Vader, U het elke belydenis gehoor. U het hierdie gebed gehoor vanmôre. Ek weet nie hoekom nie, maar U het gesê, sê vir my kinders, dat hulle my moet vertrou. En dis ons belydenis vanmôre, soos die psalme sê, ons vertrou op U. Maar ons sê dit, Here. Ons bely dit. Laat ons gees sterk word in U. Want Heilige Gees, U woon in ons. U bou ons, U stig ons, U help ons. Dat ons sal oorwin in Jesus naam. Elke gebied van ons lewe. Terwyl ons uitmekaar uitgaan, Here, wil ek vra dat U saam met ons sal beweeg. Dat ons getuies sal wees hierdie week. Lig vir die wêreld, sout vir hierdie aarde. Dat ons 'n verskil sal maak waar ons beweeg. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mag die Here vir jou wonderwerk doen hierdie week. Verwag dit, bid dit, spreek dit. Ek wil hê, kom ons gaan 'n lofsang saam sing, en as ons klaar gesing het, wees geseënd en gaan in die vrede van die Here. Ons nooi uit Vrydagoggend, onthou 9:30, ons Vrydagoggend Paasdiens, bring iemand saam en kom dien die Here saam met ons. Baie dankie. Vader,
is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, verklaar dit vanmôre. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Amen. Halleluja. Voor U vandag, ons wil net vinnig, ek het vergeet en pastoor Alwyn het gesê, skryf dit neer en ja, prys die Here. Kiara, waar is jy? Kom gou hier na my toe. Nou weet jy, hierdie jong dame wat hier voor U staan, is 'n ijskaatser. Nee, maar daar's 'n verskil tussen ijskaats. She's doing figure skating. En sy's baie goed. Sy gaan nou oor see skaats. Ons is trots. Ons kan sê wat ons wil, ons is trots op julle. Ja. En ons gaan vanmôre net vir haar bid. Steek jy hand uit. Here, dat sy sal goed doen, omdat U 'n goeie God is en sy op U kan vertrou. Maar Here, U kinders, hierdie gemeente vertrou saam met haar. En ons bid vir haar, Here, dat U haar sal beskerm, sal bewaar, waar sy beweeg, Here, dat sy lig sal wees, en haar getuienis sal wees, it's all about Jesus Christ. Here, in daardie mooi wêreld waar sy in beweeg, dat sy lig sal wees. Ek vra, Here, dat die engele haar sal omring, U bloed haar sal bedek, en dat sy sal weet, die Here is my God, hy het my vrygekoop, en ek maak 'n verskil vir hom waar ek ook al gaan. En geseënd is sy op elke gebied van haar lewe, in Jesus naam. Dankie Here, dat U ouers vrede gee, rustigheid, kalmte, waar hulle ook beweeg, Here, dat hulle sal weet, U hand is op haar. En ons eer U daarvoor. Amen en amen. Sê vir haar sterkte. En gaan staan iewers by 'n deur, hoor. Laat hulle vir jou sterkte sê, hoor. Gaan wens haar sterkte. Ons wil ook vra vir almal wat wol het. Ek weet nou nie wie dit is nie, maar hier is mensies wat wol bymekaar maak en dan brei hulle truie vir minder bevoorregte mense. Kinderhuise. So ons wil U vra, as U wol het, en U weet dit lê nou al 'n bietjie lank, kom skenk dit vir ons asseblief. Hulle brei truie vir die kinderhuise, en kom ons doen ook so, ons deel vir die koninkryk. As U nie het nie en U voel U wil skenk, gaan koop en kom gee vir hulle. Amen. Gaan in die vrede van die Here, baie dankie. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. U is waardig